Marco Rubio. Yesterday he was in Botswana. He had meeting with Buko, the Botswanian new president. The topic was South Africa. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. Ek hoop soos altyd dat dit vir u waardevol sal wees. Ek het nou so kort uitknipsel gekyk. Ek ken nie die persoon nie, dit maak ook nie vir my saak nie, maar dit was my baie interessant dat ek van gister af, eergister het ek baie betroubare inligting ontvang. Die mense wat intelligensie agtergrond het sal weet, wanneer jy praat van inligting, dan beteken dit is geverifieer, dit is feite, dis soos dit is. Wanneer jy praat van informasie, dan is dit nog nie geverifieer nie, is nie getoets nie, dis nie betroubaar nie. So ek het baie betroubare inligting gekry, dat daar militêre bedrywighede, ek gaan dit so beskryf, plaasvind, aan die, noem het maar Amerikaners se kant. Nou, toe ontvang ek hierdie video, kom ek toe nou maar net op af, en ek dog toe wel, ons begin die video maar net met hom, soos ek sê, ek ken die persoon nie, ek weet nie waar hy sy informasie, of wat ook al vandaan kry nie, maar is toe nou baie bypassend, by presies wat ons gekry het, dat daar nou redelik besig is met militêre bedrywighede. Ek gaan nie detail meer as dit gee nie, en ek gaan ook nie my, noem het maar, my informant blootstel op enige wyse nie. So ons kan maar net weet dat daar's hierdie bedrywighede. Daar's baie detail wat ek kan gee, FBI en MI6 wat ook onlangs nie te ver in die verlede in Suid-Afrika was vir spesifieke doel en taak nie, maar soos ek sê, detail is nie nodig nie. Vir u as kyker en luisteraar is dit net nodig om kennis te neem dat dit is die vlak waarop daar nou gereed gemaak word. Maar dan wil ek vir u ook noem dat die Amerikaners of die Chinese of wie ook al in hierdie gevegte rondom en oor Suid-Afrika gaan meeding, en ek het al vir u gesê dat ek sal vir u 'n kort uitknipseltjie ook plaas, 'n kort videoetjie oor die belangrikheid van die Suidsee-roete van Suid-Afrika. Dis kardinaal. Last time one of our destroyers went through the straits there, it was attacked 23 times. 75% of our U.S. flag shipping now has to go around the southern coast of Africa rather than going through the Suez Canal. Ons sien nou, ek wil nie te veel afdwaal nie, maar definitief gaan China begin skuwe maak rondom Taiwan. Ons sien dat die Iranese het nou die straat van Hormuz gemilitariseer. Ek sal vir u daaroor ook 'n kort video insit. In the last hour, Iran has, quote-unquote, militarized the Straits of Hormuz, through which fully 40% of the world's petroleum is exported. And without that oil trade, the economies of the Western world would grind quickly to a halt. Forget about expensive petrol at the pumps. There wouldn't be any petrol at all. Waar George Galloway vir ons daaroor net dit meedeel, dat die militarisering van die straat van Hormuz en die impak wat dit op brandstof kan hê. Inligting wat ek vir u waarskuwingsprojeksies, gevare wat ek in die verlede vir u al uitgewys het, ek het vir u al verwys verlede week, nou gaan kyk die video van brandstof, daar gaan brandstof tekorte kom, ek dink die opskrif is, brandstof raak, of brandstof tekorte, gaan kyk maar, ons sal dit ook net weer vir u plaas, om te gaan kyk, maar ja, daar het Iran nou, die straat van Hormuz gemilitariseer, so hierdie ding is op al die terreine aan die opbou, as hier nie brandstof is nie, wat sy effek gaan dit hê, en dis daai effek, wat ek nou vir u wil noem, wat enige magte, voordat die Amerikaners militêre stewels op die grond kan sit, in Suid-Afrika, hulle kan nie net môre hier inkom met 'n regering wat demokraties verkose is, 'n regering van nasionale eenheid, so hier moet nou eers destabilisering plaasvind. Ons kan verwag dat daar destabilisasie binne die regering gaan plaasvind, binne die regering van nasionale eenheid. Ons kan verwag daarmee saam dat ons destabilisering op grondvlak kan kry, sodat dit 'n inmenging, soos 'n vredesmag, noem het nou maar, dan die toestemming gee, die
politiese alibi gee om te kan stewels op die grond kry, om te kan fisies hier betrokke raak. Maar ek sê weer vir u, daar is militêre bedrywighede en dit gaan oor Suid-Afrika. So ons kan verwag, voordat, dit is net projeksie hierdie, maar ek voel, voordat die Amerikaners of die Chinese, wie ook al in hierdie geveg en stryd rondom Suider-Afrika, as gevolg van die Suidsee roete, wat nou die belangrikste is. Want sonder die Suidsee roete, kan die Amerikaners niks in die Indiese Oseaan gaan doen, in suid van Asië, wes van Asië, suidwes van Asië. Dis nag, ons sien klaar, hoe die skeepsverkeer van die Amerikaners in Israel, al klaar die persentasies, ons sal daarvoor ook vir 'n kort videoetjie wys, hoe daardie skeepspersentasies afgeneem het, en hoeveel kostes en tyd nou daarmee heen gaan, omdat die skeepsvervoer nou om die Suidsee roete moet gaan, na hulle bestemmings toe. The impact on Red Sea shipping routes was immediate. Vessels traveling between Asia and Europe, or beyond to the Americas, normally transit via the Red Sea and Suez Canal, a route that handles roughly 12–15% of global trade. Suddenly, that shortcut was fraught with risk. Major shipping companies like Maersk and MSC halted or rerouted their ships to avoid the Red Sea. Many ships began taking the long way around Africa's Cape of Good Hope, adding over a week of travel time in each direction. By the first months of 2024, data showed traffic through the Suez Canal had plummeted to around half of its typical volume as hundreds of vessels diverted southward to safer waters. What had been a routine passage through the Bab el-Mandeb Strait at the Red Sea's entrance turned into a calculated gamble that few were willing to take. En ons sien die Amerikaners het laat toegetree en vir Jemen begin aanval rondom hierdie saak. So baie duidelik, kykers en luisteraars, dinge is besig om geweldige afmetings aan te neem en spoedig ook. Ek gaan nie te veel op dit alles uitwy nie. Ek wou maar net die doel van hierdie video was maar net om vir u te sê dat daar's militêre aktiwiteite wat oor Suid-Afrika gaan. En ek dink u almal gaan saam met my stem. U kan in die kommentare bietjie lekker gesels daaroor, maar ek dink is logies om vir mekaar te sê, die Amerikaners, president Trump kan nie net sommer net hierso 'n mag ontplooi nie. Is moontlik, dis moontlik. President Trump is tyd vir niks nie. So dit is moontlik, maar dit sal beter geopolities en dit sal beter afgaan en ek verwag dat daar destabilisering sal plaasvind. So ons kan verwag dat of dit nou brandstoftekorte is, of dit die ekonomie is, of dit skielik is een of ander rekenaar wat nie die SASSA gelde kan uitbetaal vir een of ander kuberaanval, wat ook al, ek kan van enige rigting afkom, maar ek verwag, die eenvoud hiervan, kykers en luisteraars, is ek verwag 'n destabilisering, wat met geweld sal gepaard gaan, dis net hoe dit is, ek verwag dat ons regering van nasionale eenheid kan gedestabiliseer raak, sodat hierdie destabilisering 'n invloed, 'n uitnodiging, wil ek amper sê, in aanhalingstekens, kan wees vir dan hierdie magte om betrokke te raak. Wat die inligting wat ek gekry het, waarvan ek vir julle in die begin van die video gespeel het, maar net baie mooi inpas by so 'n scenario. So die dae van normaal aangaan is nie meer ver voordat dit totaal gaan verander. Sluit aan, kykers en luisteraars, subscribe, druk die like knoppie vir een eenvoudige rede dat hierdie waarskuwing, hierdie projeksies, as dit tot iemand gekom het en hy gooi dit weg, dit het my nog nooit geplan nie. Die woord sê vir ons, die brandwag rig 'n waarskuwing. As hy hom nie rig nie, as ek as brandwag die waarskuwing nie rig nie, dan gaan, as daar bloed is, en daar gaan baie bloed wees, dan is daardie bloed op my hande. Maar as ek waarsku, dan is daardie bloed op die persoon wat nie geluister het nie. So, druk die like knoppie, subscribe, om u klein aandeel as 'n brandwag. Hoe maklike aandeel is dit? Om te subscribe en te like, sodat dit net nog iemand bereik. Dan is die bloed dalk van u hand af ook, en van myne af ook. Want as die persoon met hierdie tipe inligting, projeksies, gekonfronteer is, en hy het dit in die wind geslaan, en onthou, ek sê altyd vir u, alles wat ons hier in die vlees oor praat,
is wat ons in die oggende open mee uit die profeseë wat in Suid-Afrika gaan afspeel, wat hier gaan afspeel. Maar daarvoor open ons in die oggende met daardie skrif, profeseë vir Suid-Afrika, oor Suid-Afrika, hoe dit gaan uitspeel. En ek dink die mense wat dit luister, sien dit baie duidelik. Hierdie video's wat ek maak is meer vleeslik van aard, maar laat ons hierdie waarskuwing deurstuur aan ons mense. Ek maak hierdie video, u subscribe en like, daai persoon kry hom, hy kan dit weggooi, dit het niks met my te doen nie. Dit het niks, dit is van my hand af. En dan dink ek van u sin af ook, dis die minste. Maar jy moet 'n pragtige week hê, tot ons weer praat, dinge raak rof, sterkte en seën vir u, en bid dat die Vader vir u sal lei, dat sy gees vir u elke voetstap sal rig, want dit gaan nou belangrik wees, om deur hom gerig te word, want ons menslike plannetjies gaan nie meer deug nie, u sal sien, u sal sien. Wanneer ons daar kom waar Siener baie duidelik voorspel het, Joel baie duidelik voorspel het, Sefanja baie duidelik voorspel het, Esegiel baie duidelik voorspel het, vir Suid-Afrika, Micha 4 baie duidelik voorspel het, Hosea 2 baie duidelik voorspel het, vir Suid-Afrika, almal van hulle. Dan is dit net die Gees wat vir u en vir my deur dit sal lei, en sal lei, want dit sê ek omdat die beloftes in die profeseë, daar is. Prys sy groot en heilige naam. Pragtige week vir u, tot ons weer praat. Totsiens.